Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. U is dan nou ingeskakel by die program Ons Gesels oor alles en nog wat. En ja, in die afgelope week wat verby is, kan ons regtig identifiseer met swem Jannie swem. Al verskil is dit was gewees swem Jannie swem sonder krag en dan ook sonder enige wifi. Maar ons is deur dit, of hoe Jakkie? Ja, ons is deur dit. Môre luisteraars, Leonie en Chantay. Veronica is vandag afwesig. Chantay, soos gewoonlik, hou ons op die lug. Sy is die regisseur en klankingenieur en Leonie en ek gesels net. Dis al wat ons goed kan doen. Of ek goed kan doen. Nie, Leonie kan baie goed doen. Baie lekker om weer, weet jy, Leonie, ek sit en dink gislaas Woensdag, toe ons nou nie kon uitsaai nie. Mense begin onttrekkingssimptome kry, man. Jy mis die luisteraars om met hulle nonsens te praat. Dis waarheid. Dit is... Ja, is regtig lekker om julle te gesels en baie welkom. Ja. En ja, ons het daar gesê, ons het gepraat van, in ons advertensie van 'n 4-letter woordjie. Dis nie wifi nie, indirek is dit wifi, maar almal van ons hier in Stilbaai en omgewing het gevind dat om sonder kommunikasie te wees, is seker, ons het so afhanklik geraak. So met ander woorde, die 4-letter woordjie waar ons na verwys is sein. Ons wou net 'n sein gehad het. Dis al wat ons wou gehad het. Dit is absoluut so. Ons kon nog gewerk het met die krag, sonder krag. Maar ja, die sein net om vir die mense wat ver van hier af is, ons kinders en so, hulle kon ons nie in die hande kry nie, en hulle worry oor ons. En nou ja, ons kan nie net vandag nie. Nou ja, ek nou lank, ons almal is deur dit, ons het dit gemaak, en typies, ek dink ek moet dit noem, typies van Radio Fynbos, dis ons styl. Wat is die positief wat ons daaruit gekry het? Daai lesse wat ons geleer het, uit hierdie episode sonder krag. Nie net vir loadshedding nie, vir 'n paar dae het ons dit ervaar. Absoluut. En Jakkie, ek kry nou net 'n boodskap van luisteraars wat sê ons is van lyn af. So ons gaan dit nou maar net rekord en dan sal dit later uitgaan. Vandag. Alright. So ons reg, ek aanvaar. So iets het gebeur. Iets het gebeur wat buite ons beheer is. Goed, maar ons hou aan lekker gesels en as dit later vandag uitgaan, well done, ons gaan dit reg kry. Nou dit wat ons goed geleer het uit hierdie hele episode is, dit het ons weer leer beplan. Kyk, ek was so onverhoeds betrap. Ons het so mak geraak. Niks was gelaai nie, geen liggie was gelaai nie. So ons het weer geleer beplan, ons het geleer om kommunikasie te verbeter en skielik is daar nie TV nie. Ja, en nou gaan ek weer 'n onderbreking insit. So ons is stukkies vir stukkies op lig, so dit gaan 'n interessante program wees. So ek dink jy en Veronica het die regte tema, as ek kan sê, uitgewerk vir vandag. So luisteraars, groot om verskoning, dit is regtig buite ons beheer. As julle dink dit frustreer julle om hier en daar te hoor, kan jy nie dink hoe ons op ons hande moet sit hier in hierdie ateljee nie. Of wat sal ons sê? Ja, en dit is alles weer te danke aan tegnologie, of te wyte is eintlik hierdie woord, nie te danke nie. Ons verwy die tegnologie. Ons wil graag almekaar met julle praat sonder dat dit klink op ons hakel, maar ons gaan ons bes doen. En hou aan, moenie opgee nie, hou aan. Luister na ons. En ek dink ek wil net vooraf sê, terwyl ons nog so lekker gesels, ons het 2 pragtige nuwe songs wat ek nie ken nie, van Shirley Elshoff gekry. En haar storie is vir my so mooi agter dit toe sy dit vir my stuur. Shirley Elshoff van Jongensfontein, en ek dink amper sy is van die Vrystaat af. Shirley, ek kan nie mooi onthou nie. Nou, ek weet nie wie van julle het hierdie song gehoor, want toe ek hom sien, toe dink ek, is dit nou die orkes, of is dit die song? En toe luister ek hom, en ek het die hele song, dit was so pragtig. Sy naam is Jakkals Vibes, en die orkes is heeltemal stom. Nou, ek kan net vir jou sê, Leonie, daai song het my heeltemal stom gemaak, so mooi is hy.
So ons gaan definitief later gaan ons na hom luister en dan word ons stom geslaan en dan is ons nie in 'n kragonderbreking nie, Jakkie. Jy's reg. En Shirley het vir my gesê sy dra hierdie spesifieke Jakkals Vibe song op aan haar kinders en kleinkinders. Sy het dit by hulle geleer. En nou as hulle in die kar klim, seker ouma moet dit iewers heen neem, soos dit ouma's betaam, Shirley, dan speel sy dit en dan sê die kinders, "Joe, ons het 'n cool ouma." Is dit nie lekker nie? En die ander ene, Elvis van Johannes Kerkorrel, ons sal hom na die uitsending speel vir jou, Shirley, so moenie na die uitsending afskakel nie. Inteendeel moet glad nie afskakel van Radio Fynbos nie. Dis Elvis van Johannes Kerkorrel en sy dra dit graag op aan haar ma en pa wat nie meer daar is nie en al hulle ou vriende. Haar ma en pa se ou vriende en baie van hulle leef nog, sê sy. So Shirley Els, dit is baie dankie dat jy deelgeneem het. En ja, speel dat hierdie Radio Fynbos sommer in jou openbare plek opspeel asseblief. Dit kan net 'n lekker atmosfeer skep. Ja, sy en Shirley, jy kan verseker wees dat Flora Fynbos eersdaags daar by jou gaan draai en dan kan ons bietjie wys waar is Shirley Els. En dan, ja, ons het baie reën gekry, baie wind gekry. Radio Fynbos dink aan al die mense wat erge skade gekry het met die wind en reën. Baie boere se oeste is vernietig, paaie is verspoel en kan jy dit glo, Leonie? Groot vragmotors is omgewaai. Die mag van moeder natuur het ons weer regtig nederig gemaak. Ja nee, ons niggie het foto's ook gestuur uit Yorkstraat uit. En daar die woonstelblokke se sinkplate is gelig asof dit papiertjies is. Ja. En dit is soos wat jy sê, die natuur het soveel mag. Ja, nou hoor ek het gehoor, ek wonder waar. Ja, ek dink dit is waar, ek het nie gehoor nie. Dit is so sosiale media wat 263 bome by Fancourt omgewaai het op die golfbaan. Nou, dis ongelooflik. Ja. Yes. Nou ja, dan op 'n positiewe noot, nie dat hierdie ander baie negatief was, maar op 'n positiewe noot het ek nou die dag gekyk en ek moet erkenning gee aan Carte Blanche want dit het my so vasgegryp. Stellenbosch sit met 'n hengse verkeerprobleem. Met 'n hengse verkeerprobleem. En 'n jong mannetjie, hy besluit ek gaan 'n entrepreneur word. En hy koop toe 'n klomp elektriese 2-wiel fietsse. En hy verhuur dit. Laat die mense kan rondry daarmee. Ja. En vir my wat vir my insiggewend was, weet die jong ouens, ek sê altyd vir die jong ouetjies soos hulle my reg, ek raak so kwaad as julle so slim is en ek so dom is. Hulle uit 'n app geskryf of 'n toep geskryf wat die fietsse absoluut beheer. So lank kan jy hom huur en dan sny af. Ja. Of uit sekere zones wat hy ingezoom het op, in daai zone mag jy net soveel ry, soveel myl per uur of whatever. En as hy oor dit gaan, word daar vlek en hy bring dit self af. Ja. Van die toep af. En dit is so goed. Alles word so elektronies beheer en hy sê ongelooflik baie kliënte kry hy. Die nadeel bietjie is die fiets is nie regtig gemagtig om op openbare paaie te ry nie en die munisipaliteit kyk nou daarna. Dit sal baie hartseer wees as hulle dit stop. Soos die een ou gesê het vir hom, sit net 'n bylaw in dat dit gewettig is in Stellenbosch in daai areas. So dis bitter ongeluk. Ek is so trots op die jong ouppies wat so innoverend dink, Leonie. En dan net voor ons by die humor kom, ek wil dan net 'n bietjie terugvoering gee. Mense het ons gekontak vir Radio Fynbos en gesê ons is nou siek en sat vir hierdie power dips wat ons elke aand kry. Ons verloor goed in dit. Radio Fynbos het 'n navraag gestuur. Ons het nog nie antwoord gekry van die munisipaliteit nie. Dis maar net terugvoering. Ons raak nie regtig betrokke in dit nie. Maar aangesien hulle dit gestuur is, wil dit ook nie net los nie. En dan Leonie, voor ons by humor kom, man, ek was so opgewonde om dit te noem. Ek het gister 'n huis gaan besoek en toe ek in een kamer kom of een lokaal kom, ek wonder of jy dit ken, jou broer se dit seker gehad, Skyelectric. Ja.
goeie genade, die oude baangebou. Ja. Ek het hom nogal sy naam gevra, het my nog nie gesê nie. Maar hy het gesê ek kan daaroor praat. Die mooiste baan wat ek gesien het. En hy sê, daar's 'n klap. Ek het nie geweet daar's 'n skielik klap nie. Nog steeds. Hierso en in Jongensfontein. En hy sê hy en sy vrou sit baie aan in jagereisies. Ja. Elektroniese counters, dit lyk bietjie anders en daai man het 'n kas vol elektrik karre. Ja. Nou, ons het op 'n Sondagmiddag het ons nogal 'n groot sitkamer gehad. Ek meen ons was 11 kinders, so jy kan dink hoe groot was die sitkamer gewees. En dan het ons ook so gesit saam met die boeties. Ons Sky Electric gereis. So ek kan daai prentjie so helder voor my sien. Yes, ek was so impressed want ek het dit jare laat toe ek nog op skool was. Ja. Of soos hulle sê jare laat toe die dooie seun nog siek was. Dis wanneer ek dit laas gesien het. Jo. Nou ja, nou gaan ons by humor. Daar sê. Okay, Almi. Nee, jy sal maar praat van Almi. Ek sal luister. Ja, weet jy, die Almi, baie mense het opgesien daarna, dat die grootste issue vir my, uitdaging vir my in die Almi was, om nie te lag nie. Want, ja, hulle kom met sulke snaakse goed uit, en dan moet jy nou jou gesig reguit hou. Dit was my die swaarste uitdaging. Nou hierdie ene, is 'n storieetjie tydens Almi opleiding, hoor mens baie komiese uitlatings deur die offisiere. Kyk, in daai gekryde taal moenie dit weggooi nie. Nou ja, 2 manne kon net nie 'n sekere beweging regkry wat hulle geoefen het nie. Tot die bevelvoerder moedeloos raak en vir hulle skree. Toe looks en IK uitgedeel is, toe staan julle 2 moes daar agter in die ry en grappies maak. Nou sulke sarkastiese uitlatings kan ek my dood oorlag. Ja, nie omtrent hoor. Ja, en dan is daar eksklusiewe aanbod van Radio Fynbos se kant af. Yes, en ons hier in Radio Fynbos loop ons hier reguit pad. Ons het nie scams nie. En hierdie eksklusiewe waarborg is, wil jy R5000 of meer verdien? Luister mooi, wil jy dit doen? Eenvoudige raad is skryf jou werk. Dit is tong in die kies, mense. Nou ja, kompetisie, Leonie, dit is 'n groot woord in vandag se lewe, né? Dit is waar. Nou ja, dis onnodig om te sê dat in meeste gevalle daar sowel voor- en nadele in meeste dinge is. Hele lewe is so. Ek het nou die dag 'n interessante stuk gehoor waar ou gesê het, alles wat jy wen, het jy iets verloor op. Dis ongelooflik en 'n mens dink nooit so daaraan nie. Maar ja, dit is deel van die lewe. Luister, ons wil net herinner, as ons miskien opbreek, jammer vir dit, dis tegniese probleme nie van ons kant af nie. So, wees geduldig, ons gaan dit weer uitsaai, en ons gaan ook uitsaai, onthou, Vrydagmiddag, 4:00, is daar heruitsending, en die volgende dag is daar, die volgende week Woensdag se kant, is die podcast op Radio Fynbos se YouTube kanaal. So, Shirley, Els, as jy jou kinders nie almal gekry het om te luister nie, hulle kan Vrydag weer luister. En dan kan ons vir die podcast aanstuur op. So, jy sê Leonie, ons is weer terug daar, dis al 'n next level radiostasie, né? Ja, nee, ek kan regtig want ek nou kan praat van hier af, soos wat hulle sê, moet jy jam om jou eie mond smeer, of hoe die ou mense, die wyse mense altyd gesê, nee. Maar ja, ons bring altyd regtig nog daai ekstra myl wat ons saam met mense loop. Veral na die advertensies kan hulle maar bietjie kyk. Dit is advertensies wat kreatief deur 'n mens gedoen is, en deur geen machinery, AI of iets nie. So daarvoor kan Chantay regtig pleintjie in haar hoed kry. En elke advertensie lyk anders. Het jy dit al gesien? Ja, en weet jy wat lekker is? Jy kan sien, mens kan deesdae jou oog is geoefen, jy kan naderhand sien dis AI. Ja. En hierdie kan jy sien dis genuine. Dit is. En ek dink, hierdie is 'n lekker Engelse woord. Mense raak fed up vir AI. So dinge naderhand. Ja. Jy kry so 'n renons in dit. Ja, want dit is so plastiek, ja, en van my kant af lyk alles so net dieselfde. Daar's niks wat uniek in dit is nie.
Maar 'n gesprek vir 'n ander dag, Dag. dink ek daardie. Ja, So ons bly by kompetisie en kompetisie wat goed is. Dit is wat my pa altyd vir my gesê het. Hy het altyd gesê as daar kompetisie opkom, hy het altyd gesê my kind, daar's niks so goed soos kompetisie. dis waar. Hou jy op jou tone. Ja. Nou is kompetisie iets wat ons dryf om beter te wees of veroorsaak dit meer skade as goed? Ons raak aan 'n paar voordele en ook 'n paar nadele van kompetisie. Maar eers, wat beteken die woord kompetisie? Kompetisie is 'n stryd of wedstryd tussen 2 of meer partye om die beste resultaat te bereik. Dis kompetisie en dit maak sin. Nou ja, voordele. Kompetisie kan mense motiveer om harder te werk. Ja, alles is 'n balans. En dan sê ek ook sommer dadelik, jou balans is nie dieselfde as my balans nie. Ja. So ek dink jy's aan dis meer jou nie se afdeling. Dit seker inherent hoe jy voel waar is jou balans. Ek is nie seker nie. Nou ja. Ja, gevoel dink ek is 'n gevaarlike woord. Ek dink mens moenie altyd by gevoel vashou nie, want as jy negatief voel oor iets, sal jy nie altyd regtig te doen nie. So ek dink mens moet maar net jou boots insit, skouer aan die wiel, soos hulle altyd gesê het, buig die boontjie terwyl hy jonk is en aangaan, soos daai eerste skoolperiodes wat altyd op 'n nuwe kwartaal begin het. Daardie woorde skouer aan die wiel, of jy nou wiskunde kan doen of nie, jy weet jy sal daai wiel rol, kom wat wil. Yes, ek dink die grootste uitdaging wat ek ooit in my skoolloopbaan gehad het, en ek wil nie praat oor my nie, maar dit bly by my by tot vandag toe. Op 'n Vrydagmiddag laaste periode, 4 periodes. Afrikaans, Engels, Duits en Latyn. Ja? Ek verstaan nou nog nie van Duits en Latyn. Maar dit was 'n nagmerrie op 'n Vrydagmiddag. Nou ja, dit kan ook innovasie en kreatiwiteit bevorder as ook om mense hul potensiaal te help bereik. Voorbeelde soos sport, besigheid en skool. Was dit nie waar nie, Leonie, dat partykeer snaaks genoeg as jy potensiaal in iemand sien en daai een lek bietjie en jy motivate hom en jy druk hom en dan besef jy hierdie of hy besef dan hoorie, ek kan dit doen. Ja. Jackie, ek dink veral in vandag se lewe net waar daar soveel angs is en mense so voel ek is nie goed genoeg nie. As mens mekaar net daardie voordeel gee, maar weet jy wat jy kan? Jy kan dit doen. Ek dink sommer nou aan daardie lied. Dis 'n Dani Botha wat hom sing, jy kan. Jy kan. En dat dit miskien meer 'n refrein moet raak in ons gedagtes van ek kan. En as ek nou 'n stukkie ingooi van Kruispaai se kant af, want ons is tot alles in staat, die Christus Jesus wat ons die krag gee. So, miskien kan ek nie nou hierdie program aanbied in hierdie gedeelte nie, en as Veronica was sy beter om dit te gewees het, dan gooi jy die bal oor, jy wat so baie van wedstryde hou. So mens hoef nie alles self te doen, maar jy kan, 'n span kan baie dinge doen. Ja, nee, dis 100% reg. Ja, natuurlik is dit vir my 'n baie belangrik ook, of nie belangrik nie, interessant ook, ek het vanmôre weer 'n stuk gelees. Dis nou 'n bietjie van die punt af, Leonie praat van 'n span is baie belangrik. Vanmôre toe lees ek, 'n spanlid wat 'n junior is, kan 'n leier ook wees. Alhoewel hy nie bo is, kan hy onder 'n leier wees. Ja. En dit is so interessant, en as ons net as mensdom mekaar respekteer, respek is vir my 'n groot ding, en die ander ding is, mense begrawe egos. Nie moet egos kom in die lewe. Kyk hoe die wind ons egos afgeruk. Ja, absoluut. Nou ja, dit kan stres en angs verhoog, lei tot ongesonde vergelyking, daai is 'n groot ding, as ook samewerking benadeel. Nog 'n nadeel van kompetisie is dat dit kan lei tot onetiese gedrag. Ja, hier is die uiterste. Byvoorbeeld bedrog, skelm wees. En dit is die ergste van alles. Miskien gaan dit nie daaroor of kompetisie goed of sleg is nie, maar hoe dit bestuur of hanteer word. Ek dink dis baie waar. Nou sonder kompetisie sou daai ekstra nie gedoen word nie. Ons kyk na sport, sou die Springbokke so hard gespeel het as daar nie 'n wen of verloor was nie.
kompetisie kan ook 'n ongelooflike druk op 'n mens plaas. Dit moet jy ook bestuur. Nie almal floreer onder daardie tipe stres nie. Sommige mense gee heeltemal op omdat hulle voel hulle kan of kon nie bybly nie. En baie mense perform jou onder stres. Maar ja, baie belangrik op jou en balanseer jou output met jou gesondheid. Ek dink dit is baie belangrik. Want sonder jou gesondheid gaan jy nie meer kan kompeteer nie. Nou gelukkig is daar wel ook 'n positiewe kant van kompetisie. Mense kry nuwe idees. Sommige mense leef vir kompetisie. Dit gee hulle energie, dryf hulle om beter te kan doen. Dit is so waar en weet jy, ek het so teen baie mense dit gesien op sosiale media. En dit is vir my die akligste ding wat gebeur het. Is op 'n skool rugby wedstryd waar die ouers op die paviljoen handgemeen raak met mekaar. Nou dink ek so vir myself, wat dink jou seun wat daar speel van jou? Wat se mens is jy? Dit het mos niks. Hy is die man wat speel. Hy moet trots op jou wees. En jy trots op hom. Maar anyway, dit het my regtig gegrief. So dink ek sulke ouers moet hulle verban van skoolwedstryde. Nou ja, luister as julle luister na Radio Fynbos hier uit Stilbaai se eie ateljee. En ons ateljee het heeltemal staande gebly teen die wind en die weer. En ons is baie trots op ons ateljee en dis 'n regstreekse uitsondering. En soos ons vir julle gesê het, man, dis 'n lekker radiostasie om na te luister. En kom ons hoor by die regisseur, gaan ons die eerste liedjie speel. As hy eers daai duim so in die lug druk, dan voel ons sommer trots op haar. Shirley, Els, hier kom jou eerste song. Nou gaan hulle sê, ouma, jy's cool om hom aan te vra. Geniet hom. As hy Radio Fynbos luisteraars, Shirley, Els, nou sê al die kinders en kleinkinders, hoor cool ouma se song. Ek hoop jy het hom geniet. Dit is vir myself 'n goeie song. Jammer my foon wat ek nou nooit afgesit het nie, want ek is bang julle bel my. Goed, nou gaan ons praat oor kompetisie in besighede. Hier is kompetisie meestal 'n aansporing. Sonder dit raak maatskappye gemaklik, diens verswak, pryse bly hoog en daar is min rede om te verbeter. Dis waarom kompetisie gewoonlik lei tot beter produkte, beter diens, soms selfs laer pryse. Nou is dit nie wonderlik dat kompetisie laat jou ook innoveer en dink. Ja. Hoe kan ek iets anders doen? Kyk, soos hy ook met die 2 wielfietsse. Dit is nou innovasie. So ja, dis goed, kompetisie. Ja, en ander mense hou niks daarvan nie, want dit laat hulle voel hulle word konstant gemeet of vergelyk. Maar eintlik hou dit 'n mens net op hulle tone vir besighede. En dit is tog waaroor dit gaan, om 'n goeie diens en 'n goeie produk te kan lewer. Ongelukkig werk kompetisie nie oral en altyd dieselfde nie. In skole of sport, veral waar finansies, toegang en ondersteuning in 'n rol speel, kan dit vinnig onregverdig raak en nie meer as 'n gesonde kompetisie gesien word nie. As dit aan ander woorde kan jy amper sê, daar 'n omkopery is, Jackie, as ek reg verstaan, jou posisie gekoop word, wat jy dit nie regtig verdien nie. Nee, ja. En weet jy die probleem met so 'n ding wat jy kompetisie ons sien het, jy het dit al baie keer gesien, mense wat gekoop is vir 'n posisie. Ongelukkig baie keer is daai mense uit hulle diepte uit. En op die ou end sukkel hulle. En lei die maatskappy daaronder. Ja, ons het so 'n bietjie van die lug af gepraat, ek en Leonie en Chantay, oor veral ouers wat langs 'n sportveld ons droog maak. Hou julle maar in. Nou ja, daar is ook 'n ander kant van kompetisie wat mense nie altyd raak sien. Winkels kompeteer met pryse en promosies, maar daai kompetisie skuif oor na die verbruiker se gedrag. Mense begin jag vir bargains, ry van plek tot plek en voel hulle spaar geld. Maar as jy brandstof, veral in hierdie tyd, moeite en tyd inreken, is die besparing partykeer baie kleiner. Selfs reg. Nou 2 vlakke van kompetisie tussen besighede. Hulle probeer mekaar uitklop met pryse, specials en advertensies.
tussen winkels en verbruikers, beter pryse of slimmer bemarking. Almal soek winskopies. Ja. Maar weet jy Leonie, die luisteraars, die beste kompetisie wat ek kan sien tussen besighede. Ja, pryse het 'n invloed, maar dis diens. Diens en vriendelikheid kompeteer daarvoor. Ek het al gesien, mense het altyd gesê, dis nou een ding wat ek daar by die lugredery geleer het, mense het altyd gesê, ligging. Die lugredery het gesê, nee, as jou diens en jou pryse min of meer reg is, en ek vat baie besighede, of veral een besigheid hier in Stilbaai, wat totaal heeltemal uit die dorp uit is, maar almal gaan soek hom. Ja. So, en hoekom soek hulle? Diens en kwaliteit, en so ek het baie dinge, natuurlik is ligging net seker nou maar 'n invloed, ek weet nie, maar dit help nie jy die beste invloed te gee die swakste diens nie. Nee, dit is glad regtig niks lekker om in 'n plek in te stap en dit voel amper asof jy die plek iets bewys om daar te kan wees. Yes, dit Ja, maar waar. ja, so hier op die lig is dit dan nou my voorreg om vir Ots en Ens te adverteer. Ja. Daar waar jy instap of 'n Jakkie kry of 'n Veronica of die ander dame agter die toonbank en soos wat ek altyd sê, 'n mens stap daarin as 'n kliënt en dikwels stap jy met 'n glimlag uit en sommer 'n stukkie vriendskap wat verniet gekry is. Jy hoef nie eens daarvoor te betaal het nie. So, goeie diens by Oop vir Koep. Is ek reg? Ja, Oop vir Koep. Dankie Leonie, ek waardeer dit baie en ek wil hê die mense, dis vir ons baie belangrik. As iets, en ek praat oor die algemeen, nie net by ons nie. As iets jou pla, gaan terug na die ou toe. En hoekom jy moet teruggaan, gaan praat daaroor. Dit gee hom 'n kans om dit reg te maak. Maar as jy jou mond hou en jy loop uit en jy kom nie weer terug nie, daar het jy 'n kans om dit reg te maak. So as enige iets vir julle pla, gaan na die bestuurder toe en sê hoorie, en as hy dan nie hoor nie, okay, dan die salf te smeer. Dis baie belangrik vir my. Ja, nee, dit is... Nou tussen ma en pa, weet jy Leonie, dis 'n ding wat ek nooit kon verstaan het nie, dat byvoorbeeld 'n pa in 'n ongesonde kompetisie met sy seun is, of ek verstaan dit nie. Ek meen as 'n seun goed doen, is jy moet trots op hom. Ja. As hy beter doen as ek, dan sê ek vir hom, "Jy jong, onthou net payback time is om die draai en sulke goeie sal ek sê." Ja. Ek verstaan dit nie. Nou tussen ma en pa, as ouers voortdurend met mekaar kompeteer, byvoorbeeld oor geld, sukses, aandag of wie reg is, Noem 'n mens dit een woord. sê my, Jaloesie. dis waar. Weet jy, Leonie, jy praat van jaloesie. Jy ken mense, Leonie werk gereeld met mense in alle vlakke. So jy kan mense goed lees. Daar's 'n paar mense waarvoor ek ongelooflik bang is. En die een is 'n jaloerse persoon. Ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. So ek sukkel met dit. Ek sukkel as iemand jaloers is, want jy doen iets sonder enige bybedoeling. En dan kom die jaloerse persoon van die kant af en dis vir my baie swaar deur al die lewe dit ek gesukkel daarmee. Natuurlik is daar sekere mate van jaloesie, ek weet. Ja, ek meen om 'n gesonde jaloesie te hê beteken tog, jy weet, ek gee om, verstaan jy wat gebeur? Maar ja, dan is daar die tweede persoon waarvoor ek weghardloop en dis 'n hoogmoedige persoon. Ja. Oeg. Ver weghardloop. Hoor hoe lekker gesels ons nou. So met ander woorde, Radio Fynbos luisteraars, julle kom nou agter presies hoe is ons as aanbieders. Ons hou van mense. Ons hou van gewone mense, eerlike mense, met wie jy lekker in die oë kyk en lekker praat en sê, hoorie, kom ons, en ons hou van humor, nee, Leonie. Ja, nee, kyk eens so, as jy nie kan humor inbring nie, dan weet ek nie so mooi nie. En ja, daar's 'n fyn lyn, nê, tussen humor en iets van ek spot met jou. Want in 'n spot is daar ook baie keer 'n fyn steekie, fyner as 'n naald, soos daardie doringkie wat agterbly. Waar? So ja, ons begin nie te ernstig raak nie, so ons bly by spanning wat in die huise veroorsaak kan word. Hoe word dit nou gebreek en wat? Dis waar. Kinders, spanning en argumente in die huis veroorsaak kinders onseker of angstig laat voel. Ai man.
Respek en samewerking tussen ouers verswak, 'n ongesonde voorbeeld van verhoudingswys. Maar gesonde kompetisie, soos om mekaar te motiveer om beter te doen, kan ook positief wees. Daai motivering is so belangrik. Ek sê baie keer, weet jy, die afrigter van 'n span is goed om goed uit te werk, maar motivering is amper die belangrikste. Dat jy daar uithardloop en voel ek hardloop deur hierdie muur vir die ou. Ja. Of vir my trui of whatever. Nou tussen kinders byvoorbeeld, tussen broers en susters kan kompetisie hulle motiveer om harder te probeer selfvertroue bou wanneer dit reg bestuur word. Mens moet net nie iemand trap wat nie goed doen nie. Dit is Geen mens is dieselfde nie. Ja. Okay, as ons net kyk, luisteraars, as jy net vinnig nou kyk na jou duimafdruk, en dan sal jy sien, dit is anderste. En die groot grap van hierdie alles is, dat my een vinger, sy vingerprint, keer hulle altyd af. So anders kan 'n mens wees, hoor. Daar's niemand wat dieselfde is nie. En luisteraars, as ons mekaar dit gun, en wat vir my baie fantasties is, as mens die uniekheid sien in verskillende besighede, wat hulle doen, gee krediet aan dit. Gee aan daardie ou wat agter die til is, gee net aan hom, weet, daardie ekstra glimlag en wat ook al. Ek gaan nou myself maklik onder die bus ingooi. Ons het een keer, het ek geëet saam met die dogters by 'n plek, en ek was moeilik die dag, want daar was moeilikhede wat op my gegooi is, wat alles moeilik gemaak het, en dit is nie regtig die mens wat ek diep binne my is nie. En die waitress kom toe na my toe, en die derde keer wat ek bestel, was nou nie op die spyskaart nie. So ek is honger, die dors het ek daarom geles gekry, maar binne my was daar 'n storm wat gewoed het, wat niemand van geweet het, in daai vure wat jy doodslaan. Julle, en ek vererg my vir daai waitress, jy verstaan nie hoe nie. En ek sê toe vir almal, hoekom sit julle goed op, wat nie daar is nie. En die ander dogter wat in die lig is, sy sê net vir my, het sy gesê, don't kill the messenger. En hoe kragtig is daai woord? Dit was eina, nee? Want ek het toe besef, hier is ek 'n ma, en ek moet vir my dogters iets leer. En wat leer ek hulle? Ek leer hulle kill the messenger. So ja, daar het ek myself onder die bus ingegooi, luisteraars, en as jy met dit kan identifiseer, dan kan jy daaroor lag later, om te besef, ja, hoe sê ek in die lewe, jy wen of jy leer. Jy wen of jy leer. Ja, dit is 'n perfekte voorbeeld, en ek dink, dit is daai selfe ou woordjie, na dit gebeur het, ek verloor nie baie maklik geduld nie, maar as dit gebeur het, voel ek so spyt daarna. Want vir my, ek dink dit is 'n teken van swakheid van my kant af. Ja, dis hoekom ek sê, die bus het my hart getref daai dag. Level over gravel, soos hulle sê. Ja. Nou ja, as ook vaardighede verbeter, né, as jy kompeteer. As dit egter te sterk raak, kyk hoe kompeteer ek nou teen myself. As dit egter te sterk raak of onregverdig raak, kan dit jaloesie en baklei veroorsaak, wat ons nie wil hê nie. Gevoelens van meerwaardigheid skep, spanning in die familie bring, en of die verhouding tussen kinders skade aandoen. Ja, baie keer dan wonder ek, baie kinders gaan deur baie dinge, wat wag vorentoe? Dis hulle verwysingsraamwerk, en ek sê nie, ek oordeel nie daaroor nie, ek sê net, mens moet sterk staan. Nou balans, daar is daai woord weer, Leonie, balans. Regverdigheid en goeie kommunikasie, nie net in die huis nie, maar in die lewe waar daar goeie en slegte kante is, dra balans verseker 'n sterk deel by tot die skedel van gesonde, gelukkige lewe. Nou Leonie, jy's in hierdie bedryf, jy is die dokter Leonie, met kommunikasie, proaktiewe kommunikasie baie keer by die huis of in 'n besigheid of dit, is seker van die belangrikste aspekte in die lewe. Wat ek dink. Praat vooraf reguit met mense en sê, dis hoe dit is.
Ja. En nee, definitief het skimpe nog niks opgelos nie. Nee, Kommunikeer reguit en kry klaar. kry klaar, ja. Nou ja, ons sluit af met die volgende Leo, nie? Nou onthou net, 'n bietjie kompetisie hou 'n mens skerp. Maar as ma en pa en die kinders begin kompeteer oor wie die TV se afstandbeheer besit, verloor almal. Ja, beteken tot jou span op. Nou ja, daar sou het ons nou vandag se, amper sê weer wedstryd. Shirley, Els van Stilbaai of Jongensfontein, baie dankie dat jy deelgeneem het. Ons gaan jou laaste song nou speel. Dis 'n goeie, en kompeteer, Shirley, asseblief, daar waar jy hulle uitsaai, kompeteer, dat hulle net Radio Fynbos speel. Dis al wat jy moet kompeteer voor. En baie dankie en sterkte vir almal wat skade gely het. Ons dink regtig aan julle. Van my kant af, mooi loop. Daar sê, en dan sê ons ook vir julle, geniet die laaste week van Mei maand. Staan sterk, staan goed. En as jy wil kompetisie uitdeel vandag, kyk wie die grootste glimlag kan gee in Stilbaai. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.